Hartlike goeiemôre, good morning. Ja nee, dis 'n nuwe maand en 'n week met nuwe uitdagings. Maar gelukkig is die hele span weer hier om seker te maak dat jy jou oggend op die regte manier begin. Op daardie noot, welkom terug. Raas, het jy jou aftydjie geniet? Ek het, maar ek het hulle verskriklik baie gemis. Ek het baie minder gerus as wat ek wou. I was kind of doing the school run that I can't do most mornings and going to watch games and swimming galas and picking him up from school in the afternoon. So dit was baie lekker. Dit was vir ons baie spesiaal dat ek daar kon wees hierdie week. So dankie julle. Ja man, ons is bly jy het jou tydjie nie af nie, maar jou mamma tydjie weer 'n bietjie gaan geniet. Ja, dit was my lekker. Lekker, ja. Jy's ge-re-energized, jy's terug en daar's 'n vonkel in haar oog want sy's weer saam met haar kollegas hier by Goeiemôre, good morning. Ek het haar baie gemis. Ag, dankie, ek het julle ook. Ek moet sê sy het my mooi ontbeer en sy het my mooi hanteer op in die tyd wat jy afwesig was. Ek is baie bly. Ja, baie dankie. Ek wil net voordat ons aangaan, ek wil net vir jong Pedri Wannenberg wat intussen van die FSA af hierheen verhuis het. Jy weet oorlede Pedri se seun? Hy het verlede week verjaar en ek wil net vir hom sê, ou mater, baie geluk met jou verjaarsdag en welkom terug by die huis in Suid-Afrika. Jong Pedri. Jong Pedri. Baie geluk. Ja, sal ek sommer vandag se verrigtinge afskop. Hier is waarna jy kan uitsien in vandag se episode. Ons leer ken vanoggend 'n 9-jarige entrepreneur wat reeds 'n suksesvolle kunsmisbesigheid bedryf. Arnold bring vir ons jou sporthoogtepunte. Tuis bespreek die geldsaake. Ons kuier met die Suid-Afrikaanse akteur Andrei Roodman, wie vanjaar 4 medaljes op die wêreldswemkampioenskappe in Singapore verower het, en sangeres Lucia kom sorg vir musiek. Daar is dit en nog baie meer, maar eers is dit tyd vir ons oggendpraatjies. Ja. Pieter, dis mos jou gunsteling deel van die oggend. 9-jarige entrepreneur wat kunsmis verkoop. Jy praat nie kunsmis nie, né? Hy's 'n jong mannetjie. Ek doen nie, dit is nie kunsmatige mis nie, dit is kunsmis. Luister, dames, was julle op skool daai leerlinge wat toebroodjies skool toe geneem het? Ja. Alhoewel jy dit nou nie self hoef te gepak het, maar dalk vir jou gepak en. Toebroodjie girl was ek, ja. Wat was jou gunsteling toebroodjie? Ek wil net sê myne was as jy mos 'n peanut butter en stroobroodjie gemaak het en hy het my bietjie gelê tot eerste of tweede pouse en dan het hy nou so lekker ingetrek. En as jy hom nou gaan eet, dit was al so plat en so crunchy. Dit was my worst as die stroop ingetrek het. Ai Pieter. It takes all sorts, hè? Maar jy was daar. Ja. Snoepie ondersteun? Ek het in die Snoepie gewerk. Lekker. I was a Snoepie assistant at high school. Het jy al gesien hoe die Snoepie verskil van soveel jare terug tot deesdae? Is dit 'n baie anders restaurant, dis al daai mooi dinge en ek was al by 'n paar skole wat ek net stom geslaan was van hoe pragtig en hoe mooi dit is. Maar dames, hoor gou hier. Hoërskool Alberton se Snoepie is volgens berigte tydelik gesluit nadat 'n studente-vlieënier en sy instrukteur 'n noodlanding op die skool se rugbyveld moes maak en daar teen die Snoepie gebots het. Volgens Ekurhuleni nooddienste woordvoerder Frikkie McDonald of Tikkie McDonald was die studente-vlieënier besig met sy laaste vliegevaluasie vir 'n privaat vliegtuiglisensie toe die engine ingegee het. Niemand is tydens die voorval beseer nie. Hulle het sakke vol sweets wel saam kon terugvat, maar die Gautengse onderwysdepartement bevestig dat 'n ondersoek oor aanhange gemaak is, maar dat die skoolrooster, die eksamens, alles ongedeerd sal voortgaan. Ouers is gevra om seker te maak dat leerdlinge hulle eie kos saambring terwyl die Snoepie herstel word. Ai. Wat 'n storie. En ook die feit dat dit nou op hierdie studente-vlieënier, dit was sy laaste of hulle laaste evaluasie. Dit was net. So what is that now saying for whether they're going to pass the evaluation or not? Hy het 'n noodlanding moes uitvoer. Hoe wil jy getoets word? Presies. Well Presies. Niemand is beseer nie. Almal is ongedeerd daar uitgekom so. Maar as jy noodlanding moet uitvoer en jy sien oop rugbyveld, Snoepie. Gaan jy gaan vir die pale, gaan jy gaan vir die Snoepie? Ek sal ook gaan vir die Snoepie. Ja, Jesus nee, die rugby boys hulle moet oefen. Ons kan nie met 'n stikkende rugbyveld hier voortgaan by Hoërskool Alberton nie. Ag, maar beautiful. Ek is seker daai man gaan sy lisensie kry. Ja, met so 'n tikkie geluk en dalk nog een of ander visser of 'n suigstokkie wat hy ook hier uit sy sak het. 'n tikkie geluk sê jy. 'n tikkie, ja. Maar baie interessante storie. Ja, en ek dink ook I think it's really like he's been put through his paces now, so maybe surely they should give it to him, like the license. Like I don't think it should be a question anymore, because he handled this very high pressure situation quite well. Ek het op 'n stadium iewers met 'n vlieënier gesels, toe sê ek maar
wag julle nie altyd vir daai oomblik wat iets fout gaan nie, dat jy jouself regtig kan toets? Toe sê hy ja en nee, maar ek dink as jy nou op jou laaste vlug is om jou lisensie te kry en so iets gebeur, dalk was daar 'n paar happe uit die seat uit ook gekou, ek weet nie, Ja. van angs. And I mean, I guess that is essentially like the height of luxury Ja. that you've got a runway on the way to your Snoopy there by Hoërskool Alberton. Daar sê, Hoërskool Alberton, baie dankie vir die innovering daar. Daar sê. Soos julle weet, het ons so 'n paar weke terug ons lelik en trots kompetisie geloods waar ons op soek is na die lelikste tog geliefde troeteldier in Suid-Afrika. Ons is oorweldig deur inskrywings en dit is nou tyd om ons finaliste te ontmoet. Ons eerste finalis is ingeskryf deur Corneille Junior Muller en dit is Simba. Kom ons kyk bietjie vir Simba. Ai nee, Simba's oulik. Ja, daar's niks fout met Simba nie. Ek dink nie Simba, ek wil nou nie uit die huis uit praat nie, but I don't think Simba's going to win because she's very cute. Sy's te mooi. Sy's baie mooi. Okay, cool. Ons volgende finalis is ingeskryf deur Jay Howard. Kom ons ontmoet vir Molly. Molly het potensiaal. Man, gevreetjie. Molly het definitief potensiaal. Molly is very much loved by Jay. I can see that that's a happy dog. Hoe daai een tannie gesê, nee man, nie 'n lelike ding die man, is 'n lelike babietjie die, maar is 'n mooi babietjie eintlik van lelikheid. Sy's baie cute, Molly. R50 vir jou. As jy weet watter tipe hond is hierdie is. Sê hallo vir Urine Hills se Mickey Mouse. Oh my. Nee. Is dit 'n hond? Is dit 'n boa? Ja, dis wat ek Of is dit so 'n nek ding om die of is dit gedaaide rooi hare? As ek hom vinnig kyk, lyk dit soos hy 'n vlakvarkie. pokpelly varkie wat ons nou die oggend hier gehad het. Okay. Wow. Dis oulik. Mickey Hallo, Mouse. Mickey Mouse. Reg so. Ek dink Mickey en Molly is regtig strong potential to win there. Okay. Laaste maar nie die minste nie. Hier is Chantel Grobelaar se nooi. Lulu. Ag man. Nee, nie een van hierdie kandidate is vir my lelik nie. Nee, en hulle weet jy wat nê, hierdie tipe honde, veral as hulle soos uit 'n rescue of so 'n situasie uitkom of hierdie tipe troeteldiere, they are so happy in the homes that choose them because 10 to 1 you're going to go in and go to a rescue center and choose the cutest or the most good-looking dog. You're not going to choose the one that maybe isn't so conventionally beautiful. Ons soek die lelikste hondjie. Ek weet hulle is mooi, maar ons soek die Nee, hulle is lelikste nie hondjie. lelik nie. Nee. Maar ek het Raas se kommentaar nou die heel meeste geniet. Julle by die huis gaan nou moet besluit want ek kan nie, almal is my cute. Wie met daardie R1000 Takealot geskenkbewys gaan wegstap. Besoek nou ons Facebookblad en stem vir jou wenner. Bly ingeskakel, ons is net hierna terug, dan gaan ons oggendpraatjies bietjie verder vat. Daar is ook sport en geldsaake op pad vandag en dan bietjie later in die program musiek van Lucia. So bly net waar jy is by Goeiemôre, good morning. Now is the time to build with a partner who is brave, committed, and hungry to help you. who thinks boldly and differently, leads with understanding, Guided by a team of exceptional minds displays the highest technical excellence, for whom flawless delivery is personal. and acts with total independence. Now is the time to build a lasting relationship with Bravura, To excel, to conquer that new plateau. to live, innovate, and succeed. Los skuld agter met AfriSkuld. The cost of living crisis in South Africa has really affected us. The children have to wear hand-me-downs. Okay, let's see if it fits. I can't wear this. It's way too big.
We've cut back on luxuries. Toilet paper's finished. We've even had to improvise in terms of entertainment. Kick the ball, damn it! It's time for my soaps. It's the big wedding episode. Okay, kids, we're changing the channel. All of that, and we struggled to pay our bills. Until we contacted Debt Rescue. They offered us debt consolidation without a loan. We have 1 monthly payment, and now we pay only what we can afford. Now things can get back to normal. The wedding, it's off. Debt Rescue. Pay what you can afford. There's always been something about them. Those insured by AVBOB. It's because we know that AVBOB will be there for us one day. How about every day? Like the vouchers, coupons, and discounts I get to use for my daily living. And what would financial wellness be without an investment plan? Yep, that too. I now invest my money with AVBOB. With AVBOB, there's more than enough mutual value for everyone. AVBOB, we're here for you. We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth, and then we want to empower them to reach their full potential. We are here to celebrate history. He who has a big enough why can bear with any how. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation. Welkom terug as jy nou eers wakker geword het. Jy's laat. Jy moes al lank al opgestaan het. Nee, ek maak net 'n grappie. Wees baie dankbaar dat jy so lekker laat kan slaap, want ons het al vroeg reeds 'n heerlike program vir julle aan mekaar kom sit, en die span agter die skerms werk onverpoos vir lekker gesels. Op goeiemôre, good morning. Later kuier ons by die Suid-Afrikaanse akteur Andrei Roodman. Julle sal hom onthou vir sy rolle in produksies soos onder andere Arendsvlei, Tuiskoms en Die Spreeus. Die sangeres Lucia kom ook later oor haar musiek gesels en sing. Maar eers is dit tyd vir ons oggendpraatjies om voort te gaan. Els? Ja, ek gaan ons wens jy kon die hele oggend se oggendpraatjies maar net lei. Want ons dit? lag lekker vir jou vandag. Met so 'n tikkie. Ja, so 'n tikkie geluk. Jy weet, mense weet nooit. Jy weet. Nou, ons bespreek gereeld die groot werkloosheidssyfer in Suid-Afrika, maar daar is tans lande met die teenoorgestelde probleem en dit mag dalk 'n geleentheid bied vir Suid-Afrikaners. Business Tech berig dat Duitsland en België 'n groot tekort aan geskoolde arbeid ondervind en beide lande kyk nou na Suid-Afrika om poste in veral gesondheidsorg, tegnologie, ingenieurswese, ambagslui en IT te vul. Nou volgens Beaver Recruitment SA neem die aanvraag na Suid-Afrikaanse talent vinnig toe. België het meer as 163,000 vakante poste, terwyl Duitsland meer as 1 miljoen het. België is veral aanloklik vir Suid-Afrikaners omdat Engels algemeen gepraat word, terwyl Duitsland geleenthede in tegniese velde bied vir diegene wie nog nie Duits kan praat nie. Byna 1 miljoen Suid-Afrikaners werk nou in die buiteland met Duitsland, België en Nederland as gewilde bestemmings. En hierdie vakmanne help plaaslike ekonomieë groei en bou sterk bande tussen Suid-Afrika en Europa. Dis my interessante storie. Wat 'n lekker probleem om te I was just about to say that's the epitome of a first world problem is we've got too many job vacancies. Ja. Heeltemal omgekeerd as ons kyk na Suid-Afrika se situasie. En ek dink mense beleef gemengde gevoelens oor so 'n kwessie. Want 'n mens wil nie noodwendig hê dat Suid-Afrikaners na die buiteland moet gaan terwyl ons daai talent hier eintlik nodig het nie. Yeah, but then the other side of that is if there is no work for them here, what are they supposed to do? Nee, presies. You know? And also like if the opportunity is there, you can't stop someone from taking that opportunity because they feel some kind of loyalty to the country that they were born in. Yeah. If there is not an opportunity for me here and there is one overseas, then people are going to take it. En interessant, nee, wat jy gesê, gesondheidsorg, tegnologie, IT, seker weer ingenieurswese. Ja. Wow. Jy weet, en ek weet ons het baie gesondheidsorgpersoneel in Suid-Afrika ook. Ja. Wat ek dink die job baie goed eintlik in al daai velde wat die werk regtig so goed sal gaan doen. Maar ja, jy weet,
wil 'n ou op die einde van die dag. Ja. En die ander ding is ook 'n ou gaan dit dalk doen en jy sê vir jouself, kom ons gee dit 'n 5 jaar of 'n 10 jaar op die langste, dan wil jy tog weer terugkom. So wat dink jy gaan hulle doen om daai probleem te oorkom as hulle jy nou daar het? Ja, ek dink dit is 'n ander belangrike kwessie is wanneer 'n mens kyk na dit wat hierdie navorsing bevind. Die feit dat dit plaaslike ekonomie aan daai kant help groei, maar watter impak hou dit vir ons ekonomie in? Jy weet oor die langtermyn weer eens. Dit sal interessant wees om Sweets te bespreek. Ja. Jy gaan nog baie dingetjies verander dink ek ook in ons land. Ou hoor mos maar al die roeringe en goeders wat afgestel moet word en dit en dat. Of dit regtig gaan gebeur, kom ons kyk maar ek dink die groot ding is regtig hier soveel mense wat regtig in hierdie land wil wees, wil werk en ons ekonomie wil laat groei en ons land beter wil maak en daai bydrae wil lewer. So dis hartseer om te weet, ongelukkig is daar regtig soveel mense aan die ander kant. Ek was ook al daar. Ja. Is nou juist, ek wou nou juist nie vir jou vra wat jy sal doen as jou kinders enig die land wil verlaat nie, want julle was al reeds in daai situasie. Maar jy sal hulle aanmoedig om drome te volg en te gaan vir die beste geleentheid. Ja, I mean, ideally I would like them to stay here, but my ma is 'n gesondheidsorgwerker en sy is al 23 jaar in Londen, want daar was 'n beter geleentheid vir haar daar. Maar that's why I kind of come back to, if the opportunity and the possibilities are better over there, you can't really judge someone for Not at all. Because I can say this for a fact. I grew up in a single parent household with a mom who was a nurse. Nurses do not get paid enough in this country. So if something else and the grass is a little bit greener on the other side, niemand kan jou kwaadlik hou omdat jy 'n geleentheid gaan vat wat nie vir jou in jou eie land beskikbaar is nie. Absoluut. Ek dink dit kom net weer terug na die feit dat jy weet die mense in beheer in ons land moet werklik aandag daaraan gee om hierdie probleem op te los. Waar sal jy kies om te gaan werk? Jy nou moet kies tussen Nederland, Duitsland of België. Seker maar Nederland. Ek weet nie. Nederland, ek weet. België het baie sjokolade. Dis ek 'n bietjie ligter met op, jy weet. En vir my uit België kom daar nogal redelik baie lekker musiek ook uit. Ja. Ja, daar het al groot sterre uit België uitgekom. Duitsland sal natuurlik aanloklik wees veral rondom hierdie tyd van die jaar met die Oktoberfest. Yes. So. Okay, jy sien dit is nou waar 'n hy ding. Raas en jy? Seker Duitsland. Ek was al daar, ek het dit geniet en ek dink ek sou daar kon regkom. I think Germany would be good. Ek weet hoekom hou sy van België of Nederland. As sy nou 'n tydjie moet vat na die werk, jy weet as jy gou-gou 'n lunchbreak moet vat, dan is dit either 'n heerlike stukkie kaas, of 'n sjokolade. Waar ek aan die ander kant sal sê, is tyd vir 'n bier. Ja, jy sien, ek dink ook net die taal. Ek dink die taal is makliker om te bemeester. Waar ek dink Duits klink vir my baie moeilik. Dit is. Ja. En hy het ook ons verskillende dialekte en allerlei. En dan as jy in 'n tegniese veld werk, sê hulle okay, dit is okay dat jy nie Duits kan praat nie, but there will be an expectation at some point that you learn German in that field. So dit word nog 'n bietjie moeilik. Nou ja, toe. Watter land ook al, watter taal ook al, bly jy net waar jy is, moet nêrens heen gaan nie, want net hierna gesels ek met die 9-jarige sakeman wie al reeds 'n suksesvolle besigheid bedryf. Moenie weggaan nie, jy kuier saam met ons hier by Goeiemôre, Good Morning. Reg om die toekoms in te ruim. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie. Saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Sukkel jy met vet? Deners het nou 4 nuwe tuisverslankingspakke. Is jou middellyf groter as 103 cm? Jou appellyf is 'n Deners top. Raak ontslaaf van selluliet, breë heupe en groot boude. Jou peerlyfie is 'n Deners bottom. Jy is vet van kop tot toon. Jy is 'n Deners all over. Ly jy aan stresvet? Jy het Deners se stresvet nodig. Deners werk regtig. SMS jou naam na 44021. Is it secure? Yeah, it's secure.
Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency. As ek vir Appel in een woord kan opsom, legend. Hy's talentvol. Hy's lief vir diere. Alle diere. Hy is 'n jagter. Hy ry altyd die coolste bakkies. En by sy shows ek sou wat wou gee om in sy skoene te staan. Hier sal jy boer. Hallo Facebook vriende, julle het reg geraai. Dis Jurgens Kunsmiskoen hier vir die 5de jaar in 'n ry. Dis lentetyd. Dis kunsmistyd. Dis nou die tyd om die kunsmis op die gras te kry voor die eerste reënval. As ek jy is, doen ek dit baie vinnig. Julle weet nou al. As julle 'n groen grasperk sien hier in Rustenburg, moet julle weet, is my kunsmis wat op daai gras gestrooi is. Niemand anders is as syne nie. Dit was 'n video van 'n jong sakeman, 'n entrepreneur bekend as Jurgens Kunsmiskoen. Hierdie indrukwekkende jongman is nie net 9 jaar oue entrepreneur soos ek nou net gesê het nie, maar hy skep ook bewusmaking vir kinders met tipe 1 diabetes en dit is nou vir my 'n aangename voorreg om met jong man Jurgens te gesels. En sy ma Madeleine is ook hier. Hartlike goeiemôre julle twee. Gaan dit goed? Môre Pieter. Lekker. Ou Billetjie? Jy het lekker vroeg opgestaan vanmôre, hè? Ja. Net die eerste ding wat ek wil sê is ek is seker ons gaan een of ander familielyn kan trek want julle van is Koen. Ja, seker. Trots op jou. Jurgens, hoe en waar het jou besigheid begin? So pappa het een keer kunsmis bestel en toe bly daaroor en ek vra vir pappa, mag ek dit verkoop? En hy sê ja. En ons gaan die volgende dag en ons gaan koop wit streepsakke by die koöperasie en ons begin dit verpak en verkoop en dit het so goed gegaan dat pappa vir my nog 'n link bestel het. Jy sien. En so het jy net met almal gepraat en verkoop aan almal. Ja. Luister en sê gou vir my, jy's nou al 5 jaar in hierdie bedryf. Ja. Hoe jonk was jy? Toe was jy 5 jaar uit. Wat het jy geweet van kunsmis? Nie baie nie. Net laat dit gras groener maak. Ja. Madeleine, vertel net gou 'n bietjie vir my. Ek meen, hoe het julle agtergekom uit 'n nek daarvoor? Was dit net die cutie factor wat vir julle gewerk het of het jy gesien nee, wat hier's dalk potensiaal? Ja, hy en sy pa is maar entrepreneurs in hulle harte, hulle enige geleentheid wat hulle raak sien. En hy het letterlik gesien dat mis oorgebly want my man het 'n vrag mis bestel en het 'n vrag van dit oorgebly op die grasperk voor. En ja, hy het besluit hy gaan dit verkoop en toe hy sy eie video maak, hy het gevra, kan ek hom asseblief afneem en ek moet dit op my Facebook sit want dan weet hy die mense sal van dit wil koop. En toe hy dit doen, toe word dit elke jaar wanneer is jou volgende kunsmis beskikbaar? So dis nie net een sakkie op 'n slag nie, neem ek aan, hè? En manne koop seker 10 en meer. Ja. Wat is vir die lekkerste van kunsmis en hierdie besigheid waarmee jy besig is? Dat ek entrepreneurskap kan doen en dat my besigheid elke dag groei en ek hoop dat Ubaro of MWK inkoop dat hulle my produk ook in hulle besigheid kan verkoop, dan sou hulle ook 'n goeie produk hê. Sien jy nou? Kyk nou net hier. Ek hoop al daai groot sakemanne met die dakbrille en baie penne in die sak het nou mooi geluister na jou. Sê net gou vir my, maar dis nie die enigste besigheid waarmee jy besig is nie. Nee. Ek boer ook skape, boerbokke en my kleinboetie en my niggie het ons 'n houtbesigheid begin. Hoe oud is die niggies en die boeties en die sissies en vertel Sy boetie is 'n jaar jonger as hy. Eljetjie is nou 8 jaar oud en sy niggie word 12 vir die jaar. So hulle 3 selfde storie, video opgeneem, mal gegaan en ja, mense koop hout by hulle. Madeleine, dis nie nou net 'n tendens van weet aartjie na halfaartjie of soos ma en pa nie. Dink jy dis maar die rol wat tablette en sosiale media en daai tipe goed ook speel dat hulle net so vroeg innoverend is want hulle sien ook
wat ander ouens doen dalk elders in die wêreld. Ja, ek dink die media aspek van dit maak dat ons daar buite kan sit en dat mense bewus is daarvan. En dit maak dat die besigheid so vinnig groei. Maar oor die algemeen is hy maar 'n ouetjie wat hou van buite speel. Hy is eintlik baie min op 'n TV of 'n foon in die huis. Ek dink dis wat maak dat hy groen vingers het en die kunsmisbedryf so speel en werk. Nou, maar Chom, wanneer is die beste tyd om kunsmis nou op jou gras of op jou beddings en plante en goede? Net voor die reën moet hom net nie te dik strooi nie. Strooi hom lekker dun en gee hom lekker water. Is dit? En hoe laat jy jou gras asemhaal? Want ek meen, jy sê nou nie te dik nie, so seker maar dun. Ja. En dan hark jy hom nou hier op die gras en moet jy baie water gee as dit nou nie reën nie. Yesterday, jy ken hierdie besigheid, hoor. Maar nie net dit nie, jy's ook 'n man wat mense bewus maak van diabetes, jy's self diabetes 1? Ja. Wat is dit presies? So ek my pankreas gee nie meer insulien nie, so my pompie gee die insulien. En hierdie pompie, hoe lank dra hy hom al, Madeleine? Hy dra hom sedert basies wat hy gediagnoseer was 2023. So ja, dit tipe 1, jy vra wat dit behels. Sy pankreas is deur sy immuunstelsel aangeval. En dis 'n outo-immuunreaksie wat beteken die insulienproduserende selle in sy pankreas is vernietig. So hy het 24 uur insulien nodig. Maar dit is, soos ek sê, outo-immuunreaksie, dit is glad nie iets wat 'n persoon kan doen om dit te veroorsaak nie. So dit het nie te doen met jou leefstylfaktore of jou dieet voor jy gediagnoseer is of jy oorgewig was of geoefen het of nie geoefen het nie. Dit is 'n blote outo-immuunreaksie. Selfs babas word met tipe 1 diabetes gediagnoseer. Hoor jy, tydens die diabetes bewusmakingsmaand het jy self ook een van hierdie, wat noem julle dit, 'n sensor gedra? Ja, so as 'n ouer van 'n tipe 1 kind stap jy elke dag die paadjie saam met hom, maar ek het net gevoel kan jy regtig sê jy stap die paadjie as jy nog nie in sy skoene gestap het nie. So ek het toe verlede jaar 'n sensor saam met hom gedra in diabetesmaand om fisies te voel hoe dit voel om hierdie vreeslike naald te hê wat die sensor inskiet, sensories hoe dit voel om daai plakker die hele week op jou vel te hê as dit jou begin irriteer en dan kry mens eintlik regtig weer waardering waardeur hy gaan, want die tipe 1 kindertjies is sterk, hulle vat dit soos 'n man en hulle kla nie eers altyd nie, maar as jy eers self in hulle skoene stap, dan kom jy agter, maar dis regtig nie lekker nie. Hoor jy was verlede jaar of iets ook in Europa by 'n kongres om mense net 'n bietjie te vertel van wat dit is om met hierdie tipe 1 diabetes rond te loop en hoe mense julle moet sien en hanteer, of wat was die storie? Ja, dit was actually baie lekker. Ons het dit was baie lekker om die mense in persoon van Medtronic te ontmoet, die mense wat my pompie maak. Ek het ook dit was ook baie lekker dat ek kon vir hulle in persoon kon sê wat hulle kan verander op die pompie vir kinders. Luister, baie dankie vir die vinnige inloer, maar ek moet weet ons moet hierdie besigheid nou laat groei. Het jy 'n Facebook bladsy waar gaan mense jou kan kontak vir kunsmis? Jy kan op my diabetes my Facebook blad of jy kan my persoonlike pa skakel, my bestuurder. Daar sy en hulle gaan vir jou in die hande kry. Ja. My ou vriend, mag hy grasperke groen raak waar jou kunsmis gestrooi word. En baie dankie, ek is seker. Dit maak my trots man, nie net jonk nie net Suid-Afrikaans nie, maar Raccoon ook daarby. Bly ingeskakel want net hier daar is 'n tyd vir jou sport met Arnold Geerts. Ek dink daai oom het ook bietjie kunsmis nodig, net om seker te maak sy hare groei weer so 'n bietjie, ou mannetjie. Maar nie aan die weg gaan nie, skei net hierna verder op. Goeiemôre, good morning. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Ons almal weet om gewig te verloor gaan hoofsaaklik oor dit wat ons eet, maar dit beteken nie dit hoef 'n smakelose pad na jou doelwitte te wees nie. Met Munch Measured Meals word jy bederf met smil lekker maaltye, gemaak volgens perfekte porsies, met die vooruitsig dat geen ekstra tyd in die kombuis verlore hoef te gaan nie.
Sluit vandag aan by die Munch Revolusie en geniet Suid-Afrika se lekkerste voorbereide maaltye op die reis na 'n slanker self. When was the last time you looked at your plants and said, thank you? Thank you. You keep me chilled out in the heat. Thanks, plants. Make me appreciate the earth under my feet. Thanks, plants. You bring some joy and life into my home. And you're more affordable than expensive art, but just as beautiful against my wall. Thanks, plants. You're a reason to say, hey, thank you, plants. And add some vitamins to my plate. Thanks, plants. You're a get out of jail free card when I had one too many at the bar. Thank you, plants. And on top of everything, you even clean my air. So thank you, plants, for always being there. We as Stark Airs and Plantland say, thanks, plants. En is nou tyd vir jou sport saam met my goeie vriendin Rosanne. Ek hoop jy is reg om lekker sport saam. Ja, beslis. Moenie worry, die Annie is ook hierso. Arnold, ek het nou net met 'n 9-jarige gesels, nê? Hoe amazing is dit? Ja. En dit herinner my toe aan die 13-jarige. Wat was die jong man se naam van wat Chelsea ook mos nou? O, die Suid-Afrikaanse, Camden Shaper. Ja, en hulle het vir hom ook mos hier wat amper 1 miljoen pond, 700,000 pond gegee. Stel jou voor, jy is 13 jaar oud en jy kan daai soort van checkie skryf as jy nou regtig sou wou. Ek is seker daar sal iemand wees wat in kunsmis wil belê en dan kan ons die 9-jarige Jurgen se hart ontneem. 'n miljonair. Ja, 'n miljonair. Ek dink daar kunsmis vir Chelsea se gras en goeders op. Chelsea Flower Show. There you go. There we go. It's perfect. Lots of sport on the go this weekend, Arnold. Again, like always, but so close and yet so far for the Protea ladies. I felt so sorry for them, but you can say what you like. The Indians were better in the final. And miskien Pieter het ons eindstryd gespeel in die wedstryd voor dit teen die Aussies. Miskien is dit moontlik, maar kom ons kyk net gou-gou na die syfers. Die Indiërs wat 298 vir 7 gemaak het, maar hier is die groot ding. 5 vangskote is verbrou. And the parlance in cricket, whether it's T20s or one days or test, is catches win matches. As hulle daai 5 vangskote gehou het, dan was dit anders. As hulle selfs miskien net 3 gehou het. In elk geval, Suid-Afrika het nou 246 gemaak en is in die 46ste beurt almal uit. Laura Wolfhard vir die tweede keer 'n 100-tal gemaak in 'n ry. Dit was wonderlik om te sien dat hulle in die eindstryd was. Terselfdertyd moet mens ook vir jouself sê, dit moes ongelooflik moeilik gewees het in Mumbai teen 45,000 Indiërs. As jy iets reg doen, dan is daar niks. As die Indiërs iets reg doen, dan ontplof die hele plek. So, ek dink dit maak ook 'n verskil, maar op die ou einde, hats off, ek kan net vir hulle sê, wel gedaan, dit was wonderlik om te sien, en dis die derde eindstryd wat hulle maak, so hulle leer, die konstantheid gaan kom. Ek is absoluut seker dit gaan kom. Hulle is nie naaste by al so wat was die woord wat jy nou net konstantheid. Konstant en gewoond aan die Indiërs wat nou al meer daar was op hierdie hoë profiel eindstryd en so aan. En mens kan ook kyk na die feit dat die sport het die basis en die krag het geskuif. Dit was Australië vir baie lank, selfs die Engelse vrouens vir baie lank, en nou het die hele ding geskuif. Indië en Suid-Afrika in hierdie eindstryd. Met ander woorde, ons is besig om op te vang. Definitief. Ek wil net sê, gee tyd. Geen nie tyd. Well done, girls. Ja, I think they did exceptionally well. Well done aan die Proteas vroue. Hulle het so goed gespeel in die toernooi en daar's 'n nuwe vibe rondom vroue sport en dit maak my hart so bly. Is dit nie wonderlik dat dit so gebeur het nie? Maar weer eens, dis blootstelling. Dis ek dink dis die onderliggende fundament is dat daar veel meer blootstelling is vir vrouens. As daar veel meer blootstelling is daar veel meer geld, en as daar meer geld is, dan kan jy meer ontwikkel. Reg onder tot heel bo. So amen. Ek stem. Ek stem. Happiness. Hier is 'n interessante ene, want jy weet, mens kyk gereeld na die All Blacks en dan dink jy, hulle is wonderlik as dit kom by hulle sportmangees. En dan kyk nou net wat sê Beauden Barrett, want Saterdag op Soldier Field in Chicago het Ty Burney 'n geel kaart gekry wat toe uiteindelik opgegradeer is na 'n rooi kaart. Hoekom en hoe? Dit sal ons nooit verstaan nie, maar dis wat Beauden Barrett na die tyd gesê het. I spoke to Tark after the game and I was gutted for him, to be honest.
it's just one of those unfortunate parts of the game. I didn't expect the ball. I was hoping that Cam would have played the other option, and he had no option. He didn't intentionally put a shot on me, so I can't hide from the fact that I cocked a shoulder to somewhere up there. That's what happened. I'll support him in terms of mitigating his whatever happens next, because I don't feel there's any intention there. It was just unfortunate. Is the 20 minutes, Brad, good for the game, do you think? Because that would have changed it dramatically if it was a full match. For sure. I think certainly in this instance, it could have been I haven't seen it, so I can't really say. He may have only deserved a yellow, but 20 is absolute worst in this instance. So it's more me personally feeling for him. Is dit nie wonderlik dat iemand wat, soos hy sê, cop the shot up here somewhere, hy wou nie eers sê dit was hoog nie, dat hy sê dit was nie 'n rooi kaart werd nie. En ons moet regtig besin, ek hoor nou die rooi kaart ding hulle gaan hom afgradeer, so jy gaan 'n geel kaart kry en as dit dan opgegradeer word, is dit 20 minute af van die veld af. So dit het nie 'n materiële invloed op die hele wedstryd nie. En in daai geval was dit 'n rugby incident. So just for context, he was tackled yes, slightly by Ty high. Burney. Yeah, he was hit. He got a shoulder in the head. Okay. It looked far worse than what it was. Yes. But Razi said a very interesting thing, and here's something that one has to take account of, though. It's about people talk about what was the intention. Well, you don't know what the intention was. It's impossible to say, well, that was not the intention. And I'm not having a go at Beauden Barrett. I'm just saying he was trying to soften it all. But the fact of the matter is, it's like when someone drives badly, what is the intention? You don't know what the intention is. And that's where you have to draw the line. There has to be a line somewhere. Maar ek dink eerlikwaar, ons is op die punt waar ons vir mekaar moet sê, geel kaart, en as dit dan moet opgegradeer word, dan sit jy nog extra 10 minute langs die veld. Maar om die hele wedstryd te versier het, wat uiteindelik op die ou einde, die Ire kon daai ene gewen het. Maar nou ja, in elk geval. Kom ons skuif aan en gesels oor die Bokket in Japan. Ons het 'n klankmanier, ek en hy loei dieselfde sin vir humor as ek. Dis so effens aan die verkeerde kant. Ja. Hy sê, luister, hulle kon daai wedstryd Saterdag net sowel in die Tri Nations gespeel het. Hy het gedink Rassie gaan ophardloop in 'n 3-druk. So, dit was wonderlik. 9-3 en op die ou einde die Japaneese was net nie opgewasse teen ons nie. Nou, ek weet Eddie Jones in die Japaneese wou die ding oppraat, maar daar was geen manier nie. Nee, dit is vir my 'n wonderlike wedstryd om te sien. En toe die manne eers begin klik, maat, toe sit verby. En ek weet nie hoe hulle die speler van die wedstryd gekies het nie, want jy kon ten minste 3 of 4 bokke gekies het. Definitief. Maar wat my aanbetref, wat 'n wonderlike manier om die toer hier aan die einde van die jaar af te skop. En Saterdag is dit ons teen die Paraguayne. Ons hardloop uit teen die Franse. Nou is dit seker tyd. En daar's natuurlik no love lost there. It's a very tenuous relationship between us madam, and the there is French. no lost love. Ek dink die hare gaan waai. Onthou, hulle voel nog steeds na 2 jaar terug se wêreldbeker. Ja. Hulle skuld ons een. Ja. Dit gaan wonderlik wees om te sien en ons gaan uitvind presies wat in ons steek. Dis gaan ons eerste groot toets wees. Ja. Moet sê, ek dink dit was vir die Japanse rugbyspan net weer 'n enorme voorreg om nou teen die Springbok te kon speel en jy weet nou wat se statuur hulle al het in die laaste tyd ook. So wel dan vir hulle ook. Die interessante ding is, 'n week terug het hulle Australië baie hard gedruk. So wie weet, jy weet, dinge skuif en dis so veranderend in sport. Dis hoekom ek sport uitsaai, want dit is bloot net fantasties. En Suid-Afrikaanse rugby is op die oomblik die top in die wêreld. Ja, Dit is ons is die span wat almal na kyk en wil sien wat ons doen. Dis die standaard. Kom ons kyk hoe lyk die Franse oor die naweek. Bly net waar jy is van hierna, is dit tyd vir jou geldsaake saam met Thys van Sail. Jy kyk goeiemôre, good morning, bly net waar jy is. Daar's ook nog musiek op pad van Lucia. AC/DC Express. Everything electrical. Investing in anything worthwhile takes dedication.
It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. It's really sad if you know you can help an animal, but people just cannot afford to get the treatment or the surgery. No one cares more about animal well-being than DotSure. And when you buy pet insurance online from DotSure, you help support the AACL vets. It makes me and everybody at the Animal Anti-Cruelty League feel like big-hearted veterinarians. For wholehearted pet insurance, go to dotsure.co.za. So the missus told me to get my ducks in a row and start doing some work around the house. So I'm here at my local paint trade. Hey Tiny, how's the kids? I'm a busy man. Luckily, they have everything I need under one roof. I wasn't born yesterday. I know quality. That's why I choose their ProMac range. It's a quality paint because their paint spreads further. So get yourself over to Paint Trade Boots. They turn painting projects into child's play. We're gonna be alright. Let's go higher, lift me higher, lift me higher. We're gonna be alright. Lift me higher. Let's go higher. Let's go higher. We're gonna be alright. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full living services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable, professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Welkom terug. Dit is tyd om jou geldsaake te bespreek met ons eie minister van Finansies, Thys van Sail. Thys, welkom terug. Elsa, lekker om hier te wees. Nou goed, ons begin met 'n eerste berig en ek wil graag sê, ek meen dis weer tyd vir die mediumtermyn begrotingsraamwerk, iets wat ons almal altyd dophou. Wat is die kwessies wat in hierdie stadium uitstaan? Elsa, ek dink ja, die heel belangrikste is dat in die begin van die jaar het ons almal gehoop dat, kom ons sê net maar die nasionale eenheid of die GNU's wat ons maar die hele tyd na verwys is om te gaan kyk dat ons ten minste 'n positiewe raamwerk sou geëindig het van ten minste tussen so 1,5 tot 2% het ons geprojekteer. Maar as ons nou maar weer eens gaan kyk soos wat hy stelselmatig aangepas is deur die loop van die jaar, kwartaal 1, 2, 3, nou sit ons op hierdie oomblik, jy weet, dat ons sal gelukkig wees as op tussen 0,9 en 1,5 uitkom. Die grootste probleem daarmee is natuurlik die druk natuurlik op die staat en natuurlik ook op ons munisipaliteite en ons infrastruktuur en natuurlik transport invoere, uitvoere en nou hierdie addisionele druk van Amerika af, jy weet wat nou maar sy rol gespeel het deur die loop van die jaar. Maar die uitdaging is natuurlik om seker te maak dat die GNU saam kan sit en nuwe monetêre beleide sal laat uitkom, jy weet, rondom finansiële groei vir die land vooruitsig en natuurlik ook beleide wat moet uitkom teen byvoorbeeld aggressiewe transformasie wat in die laaste 30 jaar wel groot sin gespeel het op die afwyking, jy weet, van eintlik 'n goeie groei wat dit veronderstel is om te wees. En nou dat die gryslys status iets van die verlede is, maak dit buitelandse beleggers nogal opgewonde nie waar nie? Ek dink dit maak buitelandse beleggers opgewonde, selfs as ons ook. En ek dink ja, want toe dit so 'n paar jaar terug geland het op ons skouers, het ons regtig waar daadwerklik gedink as fondsbestuurder selfs, wat kan nou nog basies weet skeefloop in Suid-Afrika se ekonomie oor die algemeen. Dis asof ons die hele tyd aan die verkeerde kant van die vuur staan, jy weet, in plaas van jy weet om die vuur te probeer maak
as dit enigstens sin maak, jy weet, maar die grootste probleem wat Suid-Afrika het as 'n algemene ekonomie is nou maar natuurlik, jy weet, ook om dit so te kan hou, om te sê ja, dat ons nie basies weet onder daai lys sal val nie, maar terselfdertyd ook daai junk status wat ons ook het, wat ons net nie uit kan kom nie. Jy weet, om daaruit ook te probeer kom, en dit sal wel verwyder word, sou 'n ou byvoorbeeld weer in positiewe groei scenario's kan land, soos byvoorbeeld 2,5 tot 3,5% nog, jy weet, ons nog daarin was in 2008, jy weet teenoor waar ons nou is. Nou, wat dink jy kan die regering doen om gemak in besigheid in Suid-Afrika te verseker, maar ook om buitelandse beleggers te lok? As ek dink as 'n mens baie kere gaan kyk, dis regtig waar duur om in Suid-Afrika besigheid te doen, en dan natuurlik ook om 'n sakeman in Suid-Afrika te wees, want ons is eenvoudig een van die lande wat die hoogste belastingtariewe het. As ons byvoorbeeld kyk na ons invoer-uitvoerbelasting wat ons het, as byvoorbeeld kyk na binnelandse belasting wat ons het, ons kyk na winsbelasting wat ons het, na dividendebelasting wat ons het, so as jy 'n algemene sakeman is, en jy moet byvoorbeeld jou eie belasting aftrek wat jou inkomstebelasting is, jy moet jou winsbelasting aftrek, jy moet dividendebelasting aftrek, en dan nog 'n klompie ander elemente ook nog, dan maak dit eintlik nie sin om in Suid-Afrika eintlik 'n entrepreneur of 'n sakeman te wees nie, want dit is net eenvoudig te duur. Maar as 'n mens byvoorbeeld dan nou gaan kyk van 'n buitelands perspektief af, om te sê, ja, maar hoekom sal ek dan nou as 'n sakeman byvoorbeeld van Amerika of Europa of selfs iewers in Afrika, hoekom sake en besigheid doen as my hoofkantoor byvoorbeeld in Suid-Afrika, as ek soveel belasting gaan betaal? Dit maak mos eenvoudig glad nie sin nie. So baie keer moet jy daarna gaan kyk, ander inisiatiewe wat byvoorbeeld lande soos Mauritius gebruik en ander subtropiese lande, eilande ensovoorts gebruik om juist te sê, ja, kom ons maak wat saam Suid-Afrika great weer eens, om te sê, ja, maar kom ons belastingvoordele wat 'n ou byvoorbeeld kan uitsit. Om te sê, ja, as jy jou besigheid in Suid-Afrika kom doen, dalk vir die eerste 5 jaar betaal jy 50-60% minder belasting as die algemene glyskaal, net as 'n voorbeeld te gebruik. Of dan ook die algemene belastingskale te drop, jy weet, vir algemene sakemanne wat in Suid-Afrika is, sodat hulle hier wil uitbrei en nie byvoorbeeld in 'n buurstaat wil gaan uitbrei, dalk met 'n nuwe onderneming of wat dit ook al mag wees nie. Wel, ons beweeg aan, maar bly eintlik by dieselfde onderwerp in 'n sekere mate, beleggings in onstuimige tye. Dit is nou 'n artikel of 'n berig wat jy self aan die publiek geskryf het. So ons sien die positiewe, maar tog ook 'n waarskuwing in die artikel. Vertel ons 'n bietjie meer. Ja, ek dink 'n mens, as 'n mens ook weer eens gaan kyk, in die begin van die jaar het jy 'n verwagting gehad van dat dinge altyd eintlik sal verbeter. Ek dink ja, daar is 'n algemene ding wat 'n mens verwag. Ek dink 'n mens sit in Desember en jy ontspan en jy kom eintlik dan nou agter as jy begin beplan in jou kop, jy weet hoe gaan volgende jaar vir jou uitloop, hoe gaan volgende jaar vir jou uitwerk, en dan is daar altyd 'n ding van dit is 'n positiewe element as meer as 'n negatiewe element. En ek wil ook al buite sê, as jy in elk geval in daai posisie sit en jy het 'n negatiewe uitkyk, jy weet wat vorentoe kom vir 'n jaar wat op pad is, dan is jy in elk geval by die verkeerde plek. Jy weet, dan moet jy daadwerklik 'n ander plan begin maak. Maar beyond a point is, jy is gelukkig en jy's in 'n mindset waar jy sê, ja, maar dinge moet beter gaan. Nou kom jy so in die helfte van die jaar, eintlik nou al meer na die einde van die jaar toe stap en jy dink eintlik half bietjie terug, as jy nou wil diep raak, en jy sê vir jouself, maar wat was my gedagtes gewees, my uitkomste, my vooruitskattings vir die jaar gewees, Desember, want ons is amper weer in Desember. Dan kom jy eintlik agter daadwerklik, jy's eintlik in die moeilikheid, want as jy gekyk het, ja, wat jy eintlik gedink het sou gebeur het, wat jy geprojekteer het sou gebeur het, en die prentjie dan glad nie vir jou so uitgewerk het, en baie keer nie eens naaste by nie. En dan kom maar rooi ligte op, want dan sê jy vir jouself, maar wat het nou gebeur? En nou praat ek eintlik oor die algemeen van Suid-Afrikaanse ekonomie en die verwagtinge wat ons daar gehad het, markverwagtinge. So ons het die ligte uitgeskiet die eerste 6 maande wat baie goed was vir Suid-Afrikaanse algemene belegger. As 'n mens byvoorbeeld gaan kyk na die JSE, die top 40, top 10 van die top 40 waar ons laasweek so 'n bietjie gesels het. Maar dan gaan kyk 'n mens eintlik maar wat was daar gestimuleer? Want weer eens jou algemene markte waarin jy gaan belê, byvoorbeeld soos die JSE, is nie 'n refleksie van die ekonomie of die groei van die land se ekonomie nie. Want ons was in die helfte van die jaar ongeveer by 36% se algemene groei op die JSE in 'n kwessie van 6 maande, maar ons het gesukkel om byvoorbeeld oor 0,6% te kom in die algemene bruto binnelandse produk. So daai twee praat glad nie met mekaar en komplementeer mekaar ook geensins nie. So maar as mense dan nou gaan kyk na die groot prentjie daarna en die waarskuwing wat half in die artikel ingebou is om juist te sê, ja,
As 'n mens byvoorbeeld nou genoeg gemaak het in daai mandjie oor die laaste 2 jaar, is daar weer 'n herstellingsproses, al is daai aandele nog steeds goedkoop en goed geprys. Is dit nog steeds kan hierdie ekonomie waarvan ons dan aan hierdie kant wys, jy weet, nog steeds daai tipe van aandeel groei, ondersteun en dan natuurlik stimuleer. En dis waar die waarskuwing inkom om juist te sê, ja, as jy dalk nou hierdie mandjie geniet het, is dit nie so erg om winsbelasting te betaal op iets wat jy gemaak het, as wat jy nou weer te lank wag en jy verloor nou weer. En dis maar eintlik waar dit gaan. Is 'n insiggewende stukkie inligting sou ek sê. Thys, ek wil net weer teruggaan na verlede week, want ons het so 'n bietjie geraak aan die top 10 wat jy uitgewys het. En dit terwyl dit het meestal uit minerale en hulpbronne bestaan. Maar wat is die risiko daaraan verbonde? Ek dink net baie kere as 'n mens gaan kyk, want 'n mens praat juis die meeste van die tyd oor 'n gediversifiseerde tipe van portefeulje. Ja. So met ander woorde, nou nie al jou eiers in 'n mandjie gaan plaas nie. Daai ou gesegde, maar as 'n mens weer eens gaan kyk, 'n normale saamgestelde portefeulje of 'n saamgestelde fonds het elemente van diversifisering wat daaraan gebou is. So as jy byvoorbeeld gaan kyk na top 40 tipe van fonds wat baie swaar gelaai is op aandele en 'n mens gaan kyk byvoorbeeld maar die meeste van daai aandele of 'n saamgestelde portefeulje is in Suid-Afrikaanse aandele, maar uit jou top 10 van daai aandele is daar byvoorbeeld 7 hulpbronne en 'n mynbou. So jou grootste probleem is daar, hoe ver is jou portefeulje dan gediversifiseer as jy byvoorbeeld 70% in een bateklas het. So nou daai bateklas doen wat baie goed op hierdie huidige stadium, maar sodra jy dan nou, kom ons sê, 'n omkeer van kommoditeitsprys gaan sien wat eventueel sal gebeur, dan kry jy 'n baie swak verlies op daai aandele wat weer stelselmatig dan sal afklim. En is juist waarna ons verwys om sê, ja, maar as jy byvoorbeeld nou uitskiet rondte gehad het, nou moet jy met jou adviseur sit en met kundigheid daar rondom en sê, maar is dit dalk nie nou vir my beter om net weer bietjie te gaan balanseer en net uit te balanseer en uit te faseer uit die aggressiewe portefeulje waarin ek myself nou in het, wat ek natuurlik baie dankie voor en dankbaar is voor, maar om juist dalk weer te gaan kyk, ja, kan ek net bietjie afskaal en weer kyk wat gaan die eerste en die tweede kwartaal daar vir my doen vir volgende jaar en dan weer herbesin en sê ek mag in daai portefeulje in. En ek dink dis nodig om 'n kundige te raadpleeg in daai verband ook. Ja. Hoe lyk die algemene prentjie behalwe hierdie hulpbron aandele? Kyk, as ons gaan kyk, jy weet die algemeen die JSE doen goed, maar sedert wat ek byvoorbeeld die artikel ook geskryf het en basies weet bietjie uitgebrei daaroor, het ons gekyk, jy weet dat die algemene top 40 het ongeveer en tot jaar tot datum gestabiliseer met ongeveer 3 tot 4%. En dan ook jou algemene mid-cap, small-cap industriële aandele presies dieselfde. So die laaste 2 weke was 'n tendens presies wat ons byvoorbeeld geskryf het in die berig, wat sy sê daai stelselmatige herstelproses wat dan maar afwaarts gaan aanpas, maar as 'n mens ook gaan kyk, jy weet wanneer is genoeg ook genoeg. Maar oor die algemeen ook as 'n mens gaan kyk, die goudprys het laasweek baie gesukkel om baie rekordhoogtes te volhou. Hy was 'n paar kere weer onder die wat so $4,000 marge gewees en hy bly so half stabiliseer net so oor die $4,000 marge. So dit sê half vir jou verwagting tot aan die einde van die jaar behoort hy te speel tussen so 3,800 en 4,100. Veral wat ons nou gesien het laasweek, jy weet, met China en natuurlik Amerika wat om die tafel gesit het en daar baie positiwiteit en 'n lekker, hoe sê die Engelsman, vibe daar uitgekom. Jy weet, so dit het eintlik maar eenvoudig en 'n beter begin gaan en hulle is goed uit mekaar uit as mense dit so kan stel. Groot petrol en brandstofverligging ook op die kaarte, jy weet, van hierdie week en volgende week, jy weet, maar ons sien ook 'n baie stabiele tipe van Brent prys en natuurlik die dollar ook. Jy weet die dollar op hierdie stadium so 17.30, maar hier is natuurlik, jy weet, die ding wat daar so groot rol gaan speel, sodra die goudprys baie gaan stabiliseer. Jy weet, as hoe meer hy onder die 4,000 marge gaan, hoe swakker gaan die rand ook word stelselmatig en ek dink mense moet dit ook gaan kyk. En weer eens as ons gaan kyk waar ons laas jaar was toe die rand en die dollar en waar ons potensieel kan gaan, jy weet daar's ook 'n waarskuwing tekentjie of 2. So kom ons eindig met goeie vibes vanoggend hier by Goeiemôre Good Morning. Ook Thys, baie dankie vir al die insig wat jy vanoggend met ons gedeel het. En ons sal dalk volgende keer dan nou 'n bietjie gesels oor die verskil tussen die bou en behou van welvaart. Maar dit is dalk 'n onderwerp vir 'n ander dag. Nou jy kan ingeskakel bly want net hierna vind ons meer uit oor 'n geleentheid wat beskryf word as die Met Gala vir matrikulante. Intussen wil ek jou daaraan herinner dat indien jy miskien enige van hierdie insiggewende en interessante gesprekke misgeloop het, jy gerus 'n draai op ons YouTube kanaal kan gaan maak, want jy sal hulle almal daar vind. Bly ingeskakel, ons is net hierna weer terug.
Kom ontsnap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable, professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. We're gonna be alright. Go higher, lift me higher, lift me higher. We're gonna be alright. Lift me higher, let's go higher, let's go higher. We're gonna be alright. So the missus told me to get my ducks in a row and start doing some work around the house. So I'm here at my local paint trade. Hey Tiny, how's the kids? I'm a busy man. Luckily, they have everything I need under one roof. I wasn't born yesterday. I know quality. That's why I choose their ProMac range. It's a quality paint because their paint spreads further. So get yourself over to Paint Trade Boots. They turn painting projects into child's play. It's really sad if you know you can help an animal, but people just cannot afford to get the treatment or the surgery. No one cares more about animal well-being than Dotsure. And when you buy pet insurance online from Dotsure, you help support the AACL vets. It makes me and everybody at the Animal Anti-Cruelty League feel like big-hearted veterinarians. For wholehearted pet insurance, go to dotsure.co.za. Vanaf die 3 November tot en met die 3 Desember is dit bewustheidsmaand vir mense wat met gestremthede leef. Ek gesels nou met Serena Mahaffey, praktykbestuurder en spraakterapeut van Rita Hen en Partners Rehab oor hoe hulle mense met fisiese terapie ondersteun. Serena, hartlike goeiemôre. Goeiemôre. Hier by Goeiemôre, good morning. Jy het 'n baie lekker van Mahaffey. Baie dankie. Dit is seker Iers of so iets, né? Dis Ierse afkoms, dis reg. Ek is bly jy's 'n springbok. But listen, how should we understand disability in a broader sense, beyond just the physical aspects, and what does that mean with regards to rehabilitation? Yeah, so disability affects more than just movement, and it impacts how an individual engages with their environment and their community. So there are a couple of other factors to consider, such as communication, cognition, swallowing and nutrition, and even some psychosocial aspects. So in rehabilitation, we focus on more than just physical recovery. So listen, in what way does the rehabilitation serve as a form of empowerment for these patients? So the goal of rehabilitation is for each individual to reach their highest optimal level of functioning. And thereby we empower patients and their families to regain confidence and independence and dignity. So whether you've had a stroke, a spinal cord injury or an amputation, we focus on what you can do rather than what you have lost. Ek wil nou net vra, jy weet met watse tipe van mense sit julle as 'n ou nou dink aan mense wat 'n disability het. En dis nie noodwendig mense soos met cerebral palsy en sulke tipe van goeders nie, dit is 'n lim hier verloor, hand, 'n been. Dis reg, so dis 'n baie wye verskeidenheid van kondisies. In ons omgewing werk ons gewoonlik met dit wat ons noem acquired disability, so iets wat met jou gebeur het, so baie trauma gevalle en dan ook selfs net herstel na 'n groot mediese komplikasie. En dit strek so ver ook. Wow. Okay, back to the English. To the I like the English early in the morning. What does an interdisciplinary and outcomes-based approach look like in the physical rehabilitation? Yeah, so
progress in rehabilitation is very much the result of teamwork. So our teams are extensive. They include physiotherapists, occupational therapists, speech therapists, psychologists, social workers, orthotists, dietitians, nurses and doctors. And patients and families form the center point of these teams. And our outcomes-based approach means that we are results-driven. So we align our intervention goals with that which is important to the patient, and we measure success by how well they integrate into their daily lives, their communities, and even their work environments. Luister, ek dink op party-oggende moet ek 'n spraakterapeut kry want my tong knop so lekker so vroeg in die oggend. So dalk klop ek daar by jou aan so 'n bietjie tong in die kies gesê. Jy is welkom. Why is accessibility so important in the context of disability and rehabilitation? Accessibility is not a luxury, it's essential. It's very broad. It's from wheelchair ramps and accessible bathrooms all the way to communication support or even access to transport services. So accessibility allows for real inclusion and independence. And how do you reckon does awareness contribute to this inclusion for people? Awareness helps each of us to face the stigmas that we have around disability, and it helps to break down these stigmas. So disability is not necessarily the end of independence. With the right rehab support, many individuals return to an active and meaningful life despite a debilitating condition. Yeah. And usually we as people, we would rather stare and have lots of questions instead of just, handling them as normal people. Absolutely. Which they want and prefer. Exactly. What are the unique challenges and approaches to rehabilitation in the South African context? We have many challenges in South Africa. So accessibility to rehabilitation services, funder constraints, environmental barriers, attitude and knowledge barriers. But our rehab teams are very much focused on innovative and patient-centered approaches. So often we achieve remarkable success despite these limitations. But advocacy remains key to promoting equality and inclusion. Obviously exciting about the month ahead. Yes, very much. To make people aware of everything and to contact you and get in touch with you. Absolutely. So what message of hope does rehabilitation offer to those affected by a disability? So rehabilitation gives people a second chance at life. Every success story reminds us that it isn't only about the physical, it's also about restoring participation and purpose and possibility. Selina, baie dankie dat jy by ons ingeloer het vanmôre. Baie dankie dat jy seker gemaak het ek stof ook so 'n bietjie die Engels af, maar dat ons definitief saam met julle gaan stap wat hierdie bewustheidsmaand aanbetref. Baie dankie. Nou ja, toe nou met die matrieks aandag gee, want die volgende segment is spesiaal net vir julle. Moenie weg gaan nie, bly ingeskakel en hartlike goeiemôre, good morning as jy nou eers by ons aangesluit het. Jy's nou op die regte plek hierdie tyd van die dag en ons wil nie jy moet weggaan nie. So Matrieks, kom, staan nader. Ek weet julle moet skool toe of boeke vat, maar is nou julle beurt. Impressive. We've just seen the invite for this year's Matric Ball, known as the Met Gala for Matrics. My next guest is the mastermind behind it all, Santiago Andrew, who turned a cancelled school dance into one of the most talked about youth events in South Africa. Santiago, warm welcome to you. Goeiemôre, good morning. Thank you so much for inviting me. How did the Matric Ball start? Well, let me take you on my story. I was 16 years of age, and it was my first term for my grade 11 year. Yeah. And my school tells me, no matric dance. Well, that was initially a first fright for us, as my peers and myself both shared that same sort of idea of dismay. Yeah. We all banded together and we started throwing a lot of ideas together, but sadly nothing was sticking. So, bright sparks flew, and well, something happened and I said, guys, let me host a matric dance.
And from that point on, it was still talk and discussion. And it was 2 weeks into the discussion. My parents don't even know what I'm doing. And then I tell them, I'm finally able to muster up this courage. And I say, Mom, Dad, I want to host a matric dance. And they were also a bit shocked at first, may I add. But they said, okay, let's do a business plan. Go and create a business plan for where you have to do and calculate everything from A to Z. And from there, I created the first business plan and they said, that's incorrect. I go create the second, the third, the fourth, the fifth, and finally now the sixth. And then they finally said, okay, great. You can finally go and plan your matric dance. It was almost like a green light, but side note, we never even used the sixth business plan. But it allowed me to obviously develop and create a mind map for this event. And when contacting suppliers, venues, it allowed me and gave me the actual vision for this whole entire event. So Santiago, who is the matric ball for? Is it a chance for me to go and wear my dress again? If you want to, but it's for the very best matriculants for the class of 2025. It's for matriculants who encompass entrepreneurship, academics, sports, or fields of their own. We want to essentially bring a platform for these amazing matriculants, a much-needed platform. Okay, great. So what does it all entail? So it's the 4th of December. It's happening at a very fancy hotel in Sandton. What else is on the menu for that night? So I always love to encompass think of my event as 4 different segments. We have our amazing grand entrance. We have individuals rock up in amazing car convoys, where there's fire dancers. It was absolutely amazing. We have these individuals who then attend, they walk the red carpet, take their pictures and go to our second segment, which is essentially our heart of the event. It's where they build meaningful connections with one another over maybe a non-alcoholic refreshment. They build these connections with one another, and that leads to our third segment, the gala itself. They will be then served a luxury 3-course meal, starters, mains and desserts. And the host will obviously then guide them through the evening, and that leads to the highlight of the evening, the prom king and queen crowning. It's an event it's an event within the event essentially, but it encompasses the matriculants who best entail, best dressed, best entrance, and most importantly, the person who has the best story. Oh, wow. And that leads us to our final segment of the night, which is the after party. It's a time where we all let loose, celebrate. And you know, we South Africans like to have a lekker drawl. I can't believe, as we're sitting here this morning, that you are only 19 years old. It sounds like you have been doing this for much longer. Where can our viewers get more details on how they can also attend or get involved in the Matric Ball? So this is what you're going to do. You're going to go to www.thematricball.co.za. You're going to read our important information, then click register. Tell us a little bit about yourself and tell us your story. We want to know who you are. We want to know why you deserve to be a matriculant who gets to attend the Met Gala for matrics. I tell you, I wish that I was however many years younger, 18, no, not 18, 25 years younger, so that I could also come and attend this amazing event. Santiago, I know we're going to be interviewing you again about something else, whether you also are going to be changing the game and adding your own spice to something. We are going to be following your journey with much interest. Thank you so much for joining us. Thank you so much, and I look forward to the future. Thank you. Great. All of the information will be up on our social media pages, where you can also go and find out if you want to go and join the Matric Ball on the 4th of December. Bly ingeskakel, want net hierna gesels ons met die legendariese Suid-Afrikaanse akteur Andrei Roodman, wat 'n paar medaljes gaan verower het oorsee by 'n swemkampioenskap. Bly net waar jy is. Dis goeiemôre, good morning. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal.
Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. When was the last time you looked at your plants and said, thank you? Thank you. You keep me chilled out in the heat. Thanks, plants. Make me appreciate the earth under my feet. Thanks, plants. You bring some joy and life into my home. And you're more affordable than expensive art, but just as beautiful against my wall. Thanks, plants. You're a reason to say, hey, thank you, plants. And add some vitamins to my plate. Thanks, plants. You're a get out of jail free card when I had one too many at the bar. Thank you, plants. And on top of everything, you even clean my air. So thank you, plants, for always being there. We as Stark Airs and Plantland say, thanks, plants. Ons almal weet om gewig te verloor gaan hoofsaaklik oor dit wat ons eet, maar dit beteken nie dit hoef 'n smakelose pad na jou doelwitte te wees nie. Met Munch Measured Meals word jy bederf met smil lekker maaltye, gemaak volgens perfekte porsies, met die vooruitsig dat geen ekstra tyd in die kombuis verlore hoef te gaan nie. Sluit vandag aan by die Munch Revolusie en geniet Suid-Afrika se lekkerste voorbereide maaltye op die reis na 'n slanker self. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. As ek vir Appel in een woord kan opsom, legend. Hy's talentvol. Hy's lief vir diere. Alle diere. Hy is 'n jagter. Hy ry altyd die coolste bakkies. En by sy shows, ek sou wat wou gee om in sy skoene te staan. Hier sal jy boer. Welkom terug. Andrei Roodman is 'n bekende gesig in film, teater en televisie met 'n loopbaan wat oor meer as 2 dekades strek. Jy sal hom moontlik onthou vir sy rolle in Die Laksman, Kaalgat tussen die Daisies, Wilwe Dans in die Skemer of selfs sepies soos Sewende Laan of Arendsvlei. Maar meer onlangs het hy die nuus gehaal vir sy besondere prestasie in swem. En is nou vir my 'n groot voorreg om te sê goeiemôre, good morning en welkom Andrei. Goeiemôre Jeanette. Goed Andrei, mag ek noem hoe oud jy is? Ek word nou 71, ek is nou 70 jaar. Daar sy, nou ja, so op die ouderdom van 70 het jy 4 medaljes by die wêreldswemkampioenskap in Singapore gewen. Vertel ons net so 'n bietjie meer. Ja, in 2017 was ek in Budapest. Kyk, die Masters swem vereniging is vrywilliglik na ons. Daar's net 'n sekere standaard van swem wat jy om in te kan skryf. En dan die 2017 was die eerste keer in Budapest toe het ek dit was so interessante en ek het heel onverwags goed gedoen toe dog ek sê dit een of ander tyd weer moet doen. So Singapore was nou my volgende geleentheid. Ek het met die 100 meter vlinderslag, 100 meter vryslag, 50 meter vryslag en 50 meter vlinderslag. As was my individuele events waaraan ek deelgeneem. En wat het jou laat besluit om in te skryf? Dis maar die uitdaging, wanneer ou moet fiks bly in hierdie bedryf. En dis maar die uitdaging om net te kyk of ek beter kan presteer as die vorige keer. En dan is dit ook 'n geleentheid om 'n ander deel van die wêreld te sien. Jy kom vir 'n goeie rede daar en dan word jy toerist. So dit is my ja, ek is maar 'n curious mens.
Nou wil ek net hê dat ons miskien so 'n bietjie stil staan by die kategorieë waarin jy gewen het. Kan jy dalk net so 'n bietjie meer uitbrei? Ja, jy kan inskryf vir 'n verskeidenheid tipe events. Die wat ek toe kies is 100 meter vlinderslag en 100 meter vryslag en ook die 50 weergawes van daai twee. Dit is ook nie die eerste keer dat jy die nuus, ekskuus, gaan voort. Jammer, dit lyk vir my daar so 'n bietjie van 'n delay. Ek het verwags goed gedoen daar so die 100 meter vlinderslag het ek goue medalje gekry en 'n 50 meter vryslag het ek goue medalje gekry en 'n silwer vir die twee ander. So ek was bo in my kategorie gewees, my ouderdomskategorie. Dis fenomenaal, maar dis ook nie die eerste keer dat jy die nuus haal weens water nie. Ek bedoel, as ek nou reg kan onthou, jy weet dit is nogal iets wat uitgestaan het. Het jy en jou vriend Uys Winterbag in 2011 in die moeilikheid beland en dit toe julle kajak in die see omgeslaan het? Ja, dit was onplesierige ding daai wat daar gebeur het. Ons het ook jy weet dit is 'n geweldige, ek dink is gevaarliker om in 'n boot te wees op die see as wat dit is om te swem. En jou boot word op die ou end 'n las as jy nie weet hoe om hom te beheer, goed te beheer en so aan nie. Ek stuur maar net 'n waarskuwing vir enige iemand anders wat nou in die somervakansie wat kom met hulle bootjies en canoes en kayaks op die water kom. Dit is maar iets waar jy die NSRI nodig het. Jy moet hulle laat weet voor die tyd dat jy uitgaan. En dan moet jy maar jou selfoon in 'n kondoom sit dat hy nie water kry nie. Jy weet op jou hou. Sodat as daar enigiets gevaarliks gebeur dat jy jouself kan help en die NSRI jou kan help. Dit is waar ook glo die vrywilligers. Jy weet hulle is vrywilligers hierdie ouens. Die NSRI het al soveel lewens gered en mense uit die moeilikheid gehelp. Dit is ongelooflik. Ons moet hulle ondersteun. Nou, jy vier hierdie maand jou 71ste verjaarsdag. Ek wil graag weet, wat wil jy volgende vermag? My volgende doel, ek werk op die oomblik in gemeenskapsteater en dan ook kunstprojekte vir die gemeenskap en vir kinders. Ek is hierso, ons is nou in Sutherland, is die Lou huis, wat 'n deel is die NP van Wyk Lou, en die Lou broers het hulle gevestig, hulle is hier almal gebore, hier is 'n familiehuis op die dorp, wat 'n museum geword het, en dit is 'n literêre sentrum wat ons gebruik, en dit is ons afskopplek vir verskeie projekte, onder andere was ons ook nou by die Richmond Boekefees, die Boekbedonderfees, en daar kan 'n mens altyd met kinders en met jong mense werk, veral in die skoolvakansie. So ek stel baie belang in gemeenskapswerk en veral in teater en die fynne kunste. Nou, is daar enige ander projekte miskien? Ek meen jy het nou so liggies daarin geraak, maar is daar enige ander projekte waarna ons in die toekoms kan uitsien? Ja, die ding is, jy weet, as 'n projek waaroor ek nou nie veel kan sê nie, want ek wil dit nou eintlik ontwikkel eers voordat ons dit aanpak. Maar dit is 'n gemeenskapsteaterprojek waarmee ek hoop ons op die ou end tot in Palestinië en Gaza kan kom. Dit is iets wat gebore is uit ons tyd en in die bewuswees van politieke strominge en konflik in ons tyd. As ons nie nou dit aanspreek nie, dan gaan ons ook net erger en erger daarin bly en afgetrek word in die donkerte. En jy weet, die groot ding is dat ons het groot letterkundige projekte en groot goeie boeke wat in hierdie land geskryf is, wat ons kan gebruik as afskop vir projekte in die Ek vra om verskoning, maar ek gaan jou daar in die rede moet val, maar ons is baie opgewonde oor daai letterkundige projekte. Bly ingeskakel, ons is nou weer terug. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline.
And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. ACDC Express. Everything electrical. We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth, and then we want to empower them to reach their full potential. We are here to celebrate history. He who has a big enough why can bear with anyhow. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation. There's always been something about them. Those insured by AVBOB. It's because we know that AVBOB will be there for us one day. How about every day? Like the vouchers, coupons, and discounts I get to use for my daily living. And what would financial wellness be without an investment plan? Yep, that too. I now invest my money with AVBOB. With AVBOB, there's more than enough mutual value for everyone. AVBOB, we're here for you. The cost of living crisis in South Africa has really affected us. The children have to wear hand-me-downs. Okay, let's see if it fits. I can't wear this. It's way too big. We've cut back on luxuries. Toilet paper's finished. We've even had to improvise in terms of entertainment. Kick the ball, damn it! It's time for my soaps. It's the big wedding episode. Okay, kids. We're changing the channel. All of that, and we struggled to pay our bills. Until we contacted Debt Rescue. They offered us debt consolidation without a loan. We have one monthly payment, and now we pay only what we can afford. Now things can get back to normal. The wedding, it's off. Debt Rescue. Pay what you can afford. Welkom terug, ons gaan nou luister na Lucia met haar enkelsnit, Ek hou van jou. Jy leef steeds hier in my hart. Elke keer as ek in die klawes vat, skryf ek oor jou. Stil vertel my vingers se storie, soos die musiek se klanke val. Skryf ek oor jou, oor hoe sing ek oor jou. La 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 la, my gedagtes mal oor jou, ja jou. Wow. En die stilte sal ek van jou hou, tot jou glimlach my onthou. Wie dit ek vir jou wil hee, al bly dit ongesê. Ek hou nog altyd van jou, van jou. Ek hou nog steeds van jou, van jou. Oh, wil jy in my arms hou, vir jou. Ek hou nog altyd van jou, van jou. Ek hou nog altyd van jou. Baie dankie Lucia, en met hierdie hou ons ook baie van jou. Goeiemôre, baie welkom. Yes, jy laat my skoon bloos, Ja. Pieter.
Kyk, jy doen dit so goed die tyd van môre. Ek wil nie weet hoe gaan dit wees as ons jou nou sien in die aand op 'n verhoog of so nie. Jessie, ek gaan eerlik wees, vroeë oggende is vir my nogal moeilik. Dis nie maklik nie, maar ek's hier Pieter. Welkom in ons Ek hou ook wêreld. van jou, hoor. Hoorie so baie dankie. Jy doen eintlik al lankal musiek, maar vandat ons van jou begin notisie neem het of van jou begin hoor het regtig, is nou maar eers van so wat 2023 af, toe aan Crescendo se ontwikkelingsprogram vir liedjieskrywers en goeders deelgeneem het. Ja, so ek moet sê in 'n kunstenaar se lewe is daar goed wat regtig jou lewe kon verander. En Tuka se tyd was daar Crescendo, Rihanna Nel het deelgeneem, die Koleksies. En my skoonsis het gesê, asseblief suster, skryf in. Jy skryf so baie songs, jy skryf oor jou lewe, jy skryf oor liefde. Ek meen, ek skryf vir oorlewing, Pieter. Dit is hoe ek oorleef. Ek sal soos elke week 'n song skryf. Ek is so bang vir kompetisies gewees, om eerlik te wees, 'n girl wat nie altyd kansse gewaag nie. En sy sê vir my, asseblief skryf in. Ek het toe gesê, nee, sis, ek gaan nie inskryf nie. Na dit sê my vriendin, ek moet inskryf. Ek het toe ingeskryf en ek kan nie 'n dag terugkyk nie. Wat hulle vir my gedoen het is wonderlik. Ek meen, Joshua na die reën. Ek het 'n rooi klavier gekoop as gevolg van hom en hy was by my album launch. En hierdie mense het dit gereël. So ek wil net super dankie sê vir die ATKV Crescendo. Duidelik 'n baie spesiale proses vir jou en ook die liedjie wat jy toe nou ingeskryf het of iets het in 24 of 2024 was dit alle tema lied. Ja, so ek het so 3 jaar terug het ons verlies in ons familie gehad. Dit was vir my verskriklik traumaties. En soos ek jou sê, ek skryf vir oorlewing. Ek voel die Here het dit vir my gegee om te genees en om dalk ander te genees. So toe skryf ek hierdie lied. Jy het letterlik 'n hele week om 'n song te skryf, te perform met die band. Jy moet maar bid vir pouse, jong, maar ons het dit gedoen en ek het toe in 3 dae hierdie lied geskryf, Crescendo, en ek het dit vir my broer geskryf wat in die hemel is en hulle het dit gekies as die tema lied. Ek dink dis nogal 'n manier hoe die Here my kom seën het en dis ietsie, 'n song wat ek altyd na terugkyk wat soveel herinneringe gaan bring en dit is net 'n mooi oomblik. Maar dis nie hierdie song nie, né? Ek hou van jou. Nee, Dit is weer 'n ander song. Ja. Vertel vir my van Ek hou van jou. Waar kom die inspirasie vir hom vandaan? Sjoe, moet ek eerlik wees of nie? Asseblief, ja. Wil jy eerlikheid hê? Ja. Okay. So ek het 'n crush op 'n ouetjie gehad laas jaar. Ek het nog die griep gehad. So toe ek by my vriende se huis, hulle het 'n klavier en as jy 'n song in jou hart het, moet jy hom gaan skryf. Ek het nog griep gehad, sit daarso, speel die song en die woorde sê, in die stilte sal ek van jou hou, tot jou glimlag my onthou. Weet dat ek vir jou wil hê, al bly dit ongesê. En Pieter, weet jy, partykeer hou jy van iemand en dit werk nie uit nie, en dis okay. So, dit het in die see gevaar, maar ek dink ek het 'n nice song. So, ek het eintlik net vir die ouetjie gesê, weet jy wat, ek hou so baie van jou. En elke keer as ek in die klawers vat, skryf ek oor jou. Ja, so jy kan dit vir jou vriendin of vir jou verloofde of vir jou vriend aanstuur. Pieter, jy kan dit vir my aanstuur, my vriend. Jy sien, maar weet die ou toe nou al dat jy hierdie liedjie spesiaal vir hom geskryf het of nie? Ek gaan eerlik wees, niks vir hom gesê nie. In die stilte sal ek van jou onthou, tot jou glimlag my. Hoorie, maar hierdie is nou 'n enkelsnit wat alles deel is van 'n EP soos ons dit mos nou maar ken in die bedryf. So wanneer kan ons die volgende liedjie verwag of liedjies verwag? So ek het 4 songs. Ons het 'n song Daar is hoop. Ek sing 'n lied saam Gappie, ook die man met die krulhare. Hy slaat die tromme. Die lied se naam is Daar is hoop. As jy val was my heel eerste enkelsnit en dan Smoor verlief en Hou van jou. Dis die 4 songs, maar ek het soveel songs in my hart en ek weet ek gaan nog baie songs uitbring. Ek bid dat die Here die regte paai vir my oopmaak, want ek het nou eers begin, bietjie later, vroeg 30, maar ek dink dit was die regte tyd. Ons sien saam met jou uit en baie dankie dat jy 'n tydjie afgeknyp het so vroeg vanmôre. Ons gaan verseker vir jou uitkyk, gaan volg ook op al die sosiale media platforms. Lucia, onthou hierdie naam en ook die musiek. Dankie dat julle saam met ons gekuier het wat vanoggend aanbetref. Môreoggend is ons Douverdag op 6:00 klokslag weer terug, net hier op Via. Maak mooi en hou lekker dag.
Los skuld agter met AfriSkuld. Now is the time to build. With a partner who is brave, committed, and hungry to help you. Who thinks boldly and differently, leads with understanding, guided by a team of exceptional minds, displays the highest technical excellence, for whom flawless delivery is personal, and acts with total independence. Now is the time to build a lasting relationship with Bravura. To excel, to conquer that new plateau. To live, innovate, and succeed.